Ek is opgewonde om vandag weer saam met jou te kuier met God se woord. Ons gaan vanmôre met die boek Kolossense begin, ook geskryf deur Paulus. En ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. As ek vanmôre hierdie paar verse wat ons gaan lees in Kolossense moet opsom, sal ek sê geloof, hoop en liefde. Klink nogal soos Paulus se boodskap. Kolossense 1 vers 3 tot 5 lees so. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemel, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie. Paulus was nog nooit in Kolosse nie, maar wat hy van hulle gehoor het gemaak dat sy hart gevul was met blydskap. En dat hy voortdurend 'n seën oor hulle uitgespreek het. Kan ons dieselfde doen? As jy iets moois en goed van iemand hoor, bid vir hulle. Nie net vir die wat ons slegte tyding hoor nie, maar ook vir die goeie dade van mense. Hoekom? Want die vyand wil altyd ook hulle getuienis probeer afbreek en steel. Bid dat hulle staande sal bly. Paulus sê, toe ek van julle gehoor het, ons dank God, altyd as ons vir julle bid. Die kerk in Kolosse word deur 3 karaktereienskappe beskrywe. En dit is ook die maatstaf vir enige gesonde kerk, ook in ons dag. In vers 4 sê hy, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus. Geloof is die eerste belangrike een. En julle liefde tot al die heiliges. Liefde vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemel. En daar's hoop. Geloof, hoop, liefde. Klink ook soos 1 Korintiërs 13, né? Nou hierdie geloof, Hebreërs 11 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoop, konstant gefokus op die komende goeie, wat die hemel is. En ek wil sê, dis die teenoorgestelde van pessimisme. En dan derdens, liefde. Hierdan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, aan julle liefde. Eindig die laaste 3 hoofstukke van die Hebreërs nie ook so nie. Geloof, hoop, liefde. Mag jy vandag opnuut aan hierdie 3 vashou as die 3 grootste in ons lewe. En môre kuier ons verder. Amen.